Goeiemôre, dit is maandagoggend 8 Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek is in 1987 vrygelaat uit die gevangenis in Angola na ek gevang was tydens Operasie Argon op 21 Mei 1985. Sedert my terugkeer in Suid-Afrika het ek 'n magdom ervarings deurgegaan. Ons kyk nou na hier in die 40 jaar later na dinge gebeur het en die lewe loop baie interessante paadjies met 'n mens. Maar ek het ongelooflik baie kontak gehad met mense dwars oor Suid-Afrika. Op 'n stadium het ek 'n groepering van 10,000 mense in die Goede Hoop sentrum in die Kaap toegespreek. Ek het deur die land gereis, ek het skole toegespreek, ek het organisasies, Rotary Club, ek het die Lions Club, Roundtable, jy kan dit maar noem, het ek toegespreek in Suid-Afrika. 7-daagse Adventiste, NG Kerk, die ABK Kerk, die Doppers. Ek het enige iemand wat die boodskap wou hoor, het ek toegespreek. Ek het ook by geleentheid in die vrouetronk in Kroonstad die gevangenes toegespreek. In die vrouetronk. Maar dit maak in die eerste plek nie van my 'n gevangene nie, en in die tweede plek maak dit my nie 'n vrou nie. Die feit dat ek by 7-daagse Adventiste 'n gesprek lewer oor geloof, beteken nie ek is 'n lid van die 7-daagse Adventiste nie. As ek by Klap Ometea 'n toespraak maak, dan beteken dit nie ek is 'n lid van Klap Ometea nie. Dieselfde geld vir die Dogs Award motorfietsklub. As ek gesels met die ouens van die Airborne Riders, maak dit my nie 'n lid van die klub nie. En ek het ook al by geleentheid groot rally saam toegespreek. Ek het ook al gesprekke gehad met die leier van die Hells Angels in Suid-Afrika, maar dit het nie van my 'n biker gemaak nie, en dit het nie van my 'n Hells Angel gemaak nie. So ook is my hele lewe gekenmerk deur die feit dat as gevolg van hierdie wye verbintenisse en wye verantwoordelikhede wat ek het teenoor enige iemand wat glo soos ek, my eie kultuur het, wat ek sal ondersteun en mee sal praat as hulle dit wil hoor. Ek het ook destyds in KwaZulu-Natal in Natal opgetree voor 5,000 Zulus, waar ek deur 'n tolk die boodskap oorgedra het. Maar dan, later, soos wat die situasie in Suid-Afrika verander het ek beginne om mense te waarsku oor potensiële gevare in Suid-Afrika. Ek het dit heel eerste onder my vriende ervaar, 'n groeiende toename in druk, bekommernis oor waarheen is ons op pad, wat gaan gebeur, en as gevolg van al my kontak en my wye ondervinding en my jare alleen in die tronk, jare alleen op die pad as 'n vragmotorbestuurder, toe ek in Angola geboor het, toe ek in Namibië geboor het, toe ek in die Kongo geboor het. Daar's 'n magdom van goed wat ek al in my lewe gedoen het. En my kennis is daardeur aansienlik verbreek. Maar elke jaar klokslag, elke jaar, min of meer hierdie tyd, dan verskyn die volgende advertensie.
En hierdie manneaand was geadverteer deur die losie van Oranje of die Oranje losie, ek weet nie hoe jy dit uitspreek nie. Die losies is die Vrye Messelaars se losies. In hierdie geval het hulle 'n manneaand gereël wat hoofsaaklik uit oud militêre manne bestaan het in Bloemfontein. Ek stel nie die advertensies saam nie. Iemand of die persoon wat my nooi, stel die advertensie saam. En ek gaan nou vir julle wys, as ons nou kyk hierna, Botha Shallow, daar's dieselfde foto aan die linkerkant wat van my webtuiste afgetrek was, net soos in die vorige teken. Aan die regterkant is ek uitgenooi na 'n ander funksie toe. Nou kan ons verder kyk. Oop dag. Dan merk die datum. Dit is die Gereformeerde Kerk, Krokodilrivier aan die regterkant. Dis dieselfde prentjie wat daar afgetrek is van die rekenaar of dan van my webtuiste daardie tyd afgetrek. So verskyn daar, hier is hy, nou kan jy sien, daai kenteken daar, hy word die hele tyd uitgelig. Maar ek het nie vir Krokodilbrug gesê, vir die AP Kerk, hoe hulle advertensie moet lyk nie. Ek het ook nie vir die Orde van die Boshoed gesê, hoe hulle advertensie moet lyk nie. Net so het ek nie vir hierdie uitnodiging gesê hoe hulle advertensie moet lyk nie. Henkie Golfklub, selfde embleempie wat hulle daar gebruik. Hierdie groepering CF wat my genooi het, selfde embleem wat hulle gebruik, want ek skryf nie voor hoe die ou wat my nooi dit moet adverteer nie. En onder wie hy dit versprei nie, en wie is die persoon se teken mag nie. Ek is die instrument wat dieselfde boodskap gaan oordra. Daar aan die linkerkant was ek uitgenooi na die 25ste herdenking van die Brazzaville Protokol, wat die einde van die oorlog bepaal het. En ja, ek was daar. Ek was daar saam met en Jacob Zuma het daar 'n draai gemaak. Ek was saam met 'n klomp Afrika leiers, Matthew Sposa, Mandela was daar gemaak. Maar maak dit my nou 'n ANC lid of 'n ondersteuner of nie? Die feit dat ek daar was, het vir my 'n klomp waarhede ontbloot en tot 'n klomp baie belangrike besefpunte gebring. Hier aan die regterkant is 'n uitnodiging van die Mos in Blouberg, die Kukashallow. Is ek 'n lid van die Kukashallow? Nee, ek is nie 'n lid van die Kukashallow nie. Maar ek sê nie vir Dion van der Berg onder in die Kaap hoe sy advertensie moet lyk wat hy uitsit nie. Hier, Spitbraai saam met Wynand de Tooy. Lions Club Alteveste in Windhoek. Ek sê nie hoe dit moet lyk nie. Dis deur hulle opgestel en versprei. Hier is ek in Australië, waar ons op pad is na 'n formele ete toe. Maak dit van my 'n Australiër omdat ek op die foto saam met 'n klomp Australiërs daar verskyn of nie? Maar as ons nou na hierdie foto kyk, is dit nou my kursus destyds, my rekkie kursus toe ons klaar gemaak het. Ek sit daar heel links voor. Daar sit ek. En hier is 'n hele groepering van gekwalifiseerde rekkies by mekaar. Dis vir my net skokkend dat daar 'n ding bestaan dat gefokus word op een enkele advertensie wat uitgegaan het en die bedoeling daar agter is afbreekend, afvallend en om my karakter aan te tas. Aan die linkerkant daar my spesiale magte operateur toekenningssertifikaat
Aan die regterkant staan ek saam met Pik Botha en Jan Eves Olivier met 'n uitnodiging om by die Komando Kombuis daar aan die kant Harties 'n praatjie te kom gee. Ek het nie vir Herman van die Komando Kombuis gesê wat 'n foto hy moet gebruik nie. Maar daar is te veel mense wat nou sê, daar staan net saam met Pik Botha, dis 'n bewys dat hy 'n vrye metselaar is, of 'n wat is, of 'n hoe ook al sy. En dis 'n skande, dat mense wat oningelig is, wat nie die nodige kennis en lewenservaring het nie, enkele fotos, advertensies of enigiets gebruik om jou mee aan te val, om jou toewyding te bevraagteken. Soos ek vandag hier sit, is ek 'n lid van SBB. Ek is nie 'n lid van enige ander organisasie in Suid-Afrika nie. Ek is nie eers 'n lid van die spesiale magte organisasie, veterane organisasie nie. Ek is nie meer 'n moth in good standing nie. Wat beteken, ek het my lidmaatskap daar laat vergaan. Ek is nie 'n lid van die Lions nie. Ek is 'n lid van niemand nie. En allemins nie 'n lid van die vrye metselaars nie. So volgende keer as iemand nou weer so 'n foto op sosiale media versprei en my bevraagteken, dan besoek ek 'n bewys, soos 'n naamlys waar ek geteken het, waar ek by betrokke was by enige organisasie se binnewerkinge. Anders as 'n persoon wat net die boodskap oorgedra het. 'n Persoon wat die grootheid van ons Skepper aan mense in Suid-Afrika oorgedra het, want dis die sterkste boodskap wat uit my persoonlike lewenservaring uitkom. Nou gebruik ek dit om mense voor te berei vir dit wat op pad is. Elke jaar hierdie tyd, dan is daar een persoon wat weer hierdie boodskap begin versprei. Omdat, nommer 1, hulle nie wil en kan aanvaar dat SBB se getalle so gegroei het oor die afgelope 2-3 jaar nie, dat ons van krag tot krag gaan, dat ons soveel suksesvolle projekte bestuur en gelanseer het nie. Maar dan moet dit weer na vore gebring word om die een of ander wyse om mense soort van bewus te maak van hoe sleg dit eintlik in Suid-Afrika of met ons gaan, met my wat Wynand is, gaan. En die teenoorgestelde is waar. Ek is baie gelukkig waar ek tans is en in dit wat ek doen. En ons sal daarmee voortgaan solank as die Skepper ons die genade gee om dit te doen. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moet jou nie steur aan enige iets wat enige persoon roekeloos op sosiale media groepe plaas nie. Mooi loop, lekker dag.